ons is in week 4 van ons reeks oor die Onse Vader. Jy kan jou Bybel oopmaak by Matteus 6 en ons vat so stukkie vir stukkie, werk ons deur die Onse Vader. Dit gaan hier ook op die bord wees, die Onse Vader. En so, ek wil wel begin vanoggend met hierdie prentjie, Marshall daar, hierdie is 'n maatband. Die meeste van julle is vertroud met dit. Dis die ding wat jou kinders altyd breek, dat daai sprinkie ding nie meer werk nie, dan wil hy nie meer terug nie, en dis ook die ding wat jou een keer sny as jy klein is, want hy kom so vinnig terug, maar dis 'n ding waarmee mens goed meet, reg? En die mens het 'n obsessie met goeders meet. Het jy dit al agtergekom? Ons meet ons geld in die bank, ons weet groot geword deur gemeet te word so in die deurkusyn, daai merkies. Enigiemand? Ons meet, Tommy, die visse wat ons vang. Waar is jy, Tommy? Hoekom meet ons dit? Laat ons sien hoe erg ons jok. Dis al hoekom ons dit meet. Dit was 30, maar ek sê vir jou, dit was 37. Dis al hoekom ons dit meet. Ons wil bragging rights hê. Dan meet ons dit en ons weet hoe het ons gevaar in die kompetisie. Ons meet alles, ons meet ons kinders, ons meet die reën, ons meet alles. Van dit is goed, van dit is sleg. Soos ons kinders meet, is dit goed om te sien hulle groei. As jou kind 5 jaar oud is, en 15 oud, en dan 17, dan gaan jy sê, iets is fout. Ons meet alles, ons het hierdie obsessie met meet. Maar hoe meet ons geloof? Hoe meet ons die mate van vertroue wat ons in God het? Want daai som, daai produk, daai resultaat het 'n ewigheidsinvloed. Dis iets so belangrik om bewus te wees van. Groei ek in dit? Is dit daar? Want dit het ewigheidsimplikasies. Sonder heiligheid en sonder geloof sal ons hom nie sien nie. En ek dink in die Onse Vader is daar vir ons iets wat kan dien as 'n maatstaf van die mate van vertroue wat ons in God het. Dit reflekteer iets van onsself. Maar meer as dit, as ons hierdie gedeelte waaroor ons vandag gaan praat bid, dan het dit ook 'n vormingselement. Die feit dat ons dit bid en bid en bid, is nie net vir 'n meganiese gebed nie. Dit het 'n vormingswaarde in elke gelowige. En so ontdek saam met my hierdie ding in die Onse Vader, wat ons kan kyk, hoeveel vertroue het ek, maar ook wat ons kan help om te groei in vertroue. Is daar enige iemand hier binne, moet dalk nie jou hand opsteek nie, net 'n binnehandjie, wat voel my, ek dink, ek moet groei in die vertroue in God. Ek is selfs onseker, is daar enigsins? Hierdie gaan jou vandag help. So, Matteus 6, ek gaan vir ons net bid, en dan gaan ons in die skrif ingaan. So kom ons bid. Genadige God, Here, ons bely dat ons nie net van fisiese brood lewe nie, maar van elke woord uit U mond. Here, sal U ons voed met hierdie hemelse brood vandag. Here, sodat ons kan groei in ons ewigheidsperspektief, dat ons kan groei in die koninkryk, dat ons kan groei in ons heiligheid. Here, sal U dit vandag doen ter wille van Jesus. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. So Matteus is die eerste boek in die Nuwe Testament. Dit is hierdie tollenaar wat dit geskryf het. Hy bestaan uit basies, hy's gebou rondom 5 leringe, 5 groot leringe van Jesus. En die eerste ene is Matteus 5 tot 7, die bergrede. 'n Ander ene is Matteus 10, waar Jesus die disippels uitstuur, daar leer hy weer. Die ander een is hier by Matteus 23, 24, 25, wat die Olyfberg diskurs, waar hy op die Olyfberg is, en binne is in dit is daar eindtyd lering. So Jesus het dit oorgeleer, en die deel waaroor ons praat, die bergrede, waar binne in die Onse Vader inpas, is Jesus besig om vir sy disippels te sê, ek gaan vir julle sê hoe julle moet leef as koninkryksburgers terwyl julle voete in Okanja is.
terwyl jou voete hier is. Ek gaan vir jou sê, en is verskriklik uitdagend, maar is baie prakties. En so hier's wat ons gaan lees. Ek lees vir ons die hele Onse Vader weer, en ons gaan net op een stukkie fokus. So moet julle dan bid. Onse Vader wat in die hemel is. Laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde, soos ook ons hulle vergeef wat teenoor ons skuldig staan. En bring ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Lees vir jou net daai die stukkie waarop ons gaan fokus vandag, is die gee ons daaglikse brood. Dis die enigste gedeeltjie waarop ons vandag gaan fokus. En ek wil net so 'n bietjie uitzoom. Ek kan aangaan een Marshall, om jou te herinner, die eerste 3, laat u, is smekinge, is petisies, wat ons rig na God, en dit handel oor sy absolute alleenheid in sy grootheid. Sy preeminence in Engels. En dan is daar 'n baie duidelike skuif in die gebed, en dis waar ons vandag is. En jy kan dit sien, ons, vergeef ons, gee ons, bring ons. Dit draai hiernatoe. Die woord smeking kom nie in hierdie gebed voor nie, man. Filippense 4 vers 6, waar Paulus sê, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En smeking is nie hierdie idee van, okay, ons moet hierdie gebed net so half robotiek bid en dan gebeur daar iets nie. Smeking het hierdie geure van men, hierdie kom uit my hart uit. Hierdie is 'n hartsbegeerte wat moontlik gemaak word deur die Heilige Gees in die kinders van God. Smeking is 'n verantwoordelikheid, maar is ook 'n voorreg. Dis 'n verantwoordelikheid, as Jesus sê bid dan so, dis 'n verantwoordelikheid, maar is ook 'n voorreg van kinders wat in 'n baie vrygewige en toeganklike Vader bid. Wanneer laas het ons gesmeek, soos dit by God? En dan sê hy, smeek by die Vader vir jou daaglikse brood. Geef ons dit vandag. Die eerste ding wat ek jou vertel van hierdie gebed is, dat hierdie gebed is 'n daaglikse versoek. Dis 'n daaglikse versoek, en Jesus sê, bid dit so. Hierdie woordjie daaglikse kom net 2 keer in die hele Nuwe Testament voor. En al 2 in die Onse Vader konteks. Die een in Matteus 6, die ander in Lukas 11. Nou, al 2 plekke waar hierdie woord voorkom. En dis hierdie idee dat dit is divine provision vir al die vereistes wat die volgende 24 uur gaan bring na my kant toe. Ek vra, Here, sal U vandag vir die vereistes wat hierdie dag bring, sal U vir my dit gee. Die Here weet dat ons is siel, maar ons is ook liggaam. Hy weet jou siel het hemelse brood nodig, maar hy erken ook dat jy het geld nodig selfs om by die werk te kom. Jy het geld nodig om jou logies of jou huis te betaal, jou taxi te betaal. Hy weet dit en hy sê smeek dit van my. Wat hierdie smeking wel nie, is Here, en ons het dit baie gister gehoor, gee my deurbraak. Laat die hemele oop, maar gee my oorvloed. Bless my. En dan in hakkie sê ons, en dan sal ek begin vrygewig wees. Rykdom gaan jou nie vrygewig maak nie. Dis nie dit wat Jesus sê ons moet voorbid nie. Het jy geweet, selde in die Bybel is rykdom goed gepraat. Meeste van die kere werk dit nie goed uit nie. Ons kom nou daarby, maar dis hierdie versoek, Here, gee my vandag alles wat ek nodig gaan hê om deur hierdie dag te kom, en vir van ons, en onthou dis 'n daaglikse gebed. Vir van ons is dit 'n vreemde konsep. Want eerlikwaar het ons genoeg.
Vir van ons is hierdie gebed, Here, gee ons vandag ons daaglikse brood, men gevul met oomblikke op jou knieë. Ek hoor die storie van John Wesley se huis, daar waar hy gebid het, is actually, daar's merke op die vloer, tot vandag toe nog, wat jy kan sien, soos hy gebid het. Vir van ons is dit so iets, ons het opgestaan en ons weet nie waar vandaan die daaglikse brood, kos vir vandag gaan kom nie, geld vir ons weet dit nie. Vir van ons is dit, dit is vol stories van Jesus se getrouheid, hoe hy laaste oomblik deurkom, en hy voorsien vir my genoeg vir hierdie dag. Vir disippels is dit meer as net 'n gebed van Here, voorsien vir my vandag, sodat ek kan leef. Vir disippels, as ons 'n bietjie uitzoom, Marshall, jy kan aangaan, nog een. As ons 'n bietjie uitzoom, moenie hierdie gebed van daaglikse brood ontkoppel van die groter gebed nie. Moenie hierdie gebed ontkoppel van die wil van God op 2 vlakke. Die feit dat Jesus sê, bid so, beteken, dit is sy hart as 'n vader, God se hart as 'n vader, om vir sy kinders elke dag genoeg te gee. Dit is sy wil. En vir van ons is dit selfs moeilik om te glo, want ons beleef dit dalk nie tans nie. Maar dis God se hart, so moenie hierdie gebed van sy wil ontkoppel nie. Hy wil vir jou genoeg gee vir elke dag. Nommer 2, moet dit nie ontkoppel van sy wil in die groter gebed wat sê, Here, ek het daaglikse brood, ek gaan behoeftes hê, daar's vereistes in hierdie lewe. En ek het dit nodig, nie net om te leef nie, maar om u wil uit te leef. Hoor jy dit? Vir die gelowige gaan hierdie gebed nie net oor gee my, sodat ek kan leef nie. Dit is gee my, sodat ek kan uitleef. U wil. Ons sien hierdie beginsel in Hebreërs 13, vers 20-21, waar wie ook al die boek geskryf het, gesê het, hierdie God, mag hy vir julle alles wat goed is, gee, sodat julle sy wil kan uitleef, kan doen. God, hierdie gebed, herinner ons, hy het 'n wil, yes, hy wil voorsien, maar hy het 'n groter wil en dit moet uitgevoer word deur sy mense. Hierdie gebed herinner ons, daar is 'n julle, 'n ons. Het jy gesien hoeveel ons is daar nie ons se Vader? Daar is 'n julle, 'n ons. En hierdie God voorsien vir hierdie julle, sodat hierdie julle sy wil kan uitvoer op aarde. Man, dis 'n goeie God. Dit gaan verder as dit. Hierdie goeie God voorsien vir hierdie julle, vir ons, nie net is dit sy wil nie net is dit toerusting, dinge wat ons nodig om sy wil uit te voer nie, maar hy voorsien dit vir ons binne-in sy wil vir jou wat kan aanvaar of verwerp word. Kom ek verduidelik dit. Dink aan die verlore seun. Hy het alles wat hy nodig het en ek weet dis 'n gelykenis. En dan verlaat hy daai plek. Dis nie die Vader se wil gewees vir daai seun nie. Hy verlaat daai plek en hy kom op 'n plek waar hy sê, man, hierdie varkos lyk great. Ek gaan dit nou eet. Dis nie die Vader se hart nie. En dan besef hy, man, ek het weggeloop van die Vader se wil af vir my. En hy gaan terug in die Vader. Dink aan Elia, 1 Konings 17. Die swakste koning, slegste koning tot op hede, Ahab, man, hy trou met Jezebel se suster. En al weet jy, dis bad. Baal afgode. En dan kom Elia en hy sê, dit gaan nie weer reën, behalwe as ek so sê nie. Man, dis geloof. Praat van meet jou geloof. Dit gaan nie weer reën as ek nie so sê nie. Dis voluit geloof. Maar dis ook groter as dit, want wie weet dat Elia gaan ook kos nodig hê. En daai selfde droogte gaan hom beïnvloed. Maar dan sê God vir hom, gaan daarheen, jy kan daai vers opsit, ek dink is vers 2. Gaan daarheen,
Jy kan uit die spruit drink vir die kraaie, een terug. Vir die kraai het ek opdrag gegee om jou waar te voer? Daar waar my woord vir jou gesê het, jy moet wees. Binne in my wil sal ek vir jou voorsien. Dan droog dit op. En wat sê God in die volgende vers? Vers 8, 9, daar iewers, dink ek. Gaan weer, gaan, hier is die opdrag, hier is my wil, gaan. Ek het 'n weduwee beveel om vir jou daar te voorsien. God se wil is om vir jou te voorsien vir elke dag, genoeg wat jy nodig het. God se wil is dat hy sy wil goed gee, sodat jy sy wil kan uitvoer, maar hierdie selfe voorsiening word binne in sy wil gevind. Is jy daar? Is jy daar waar die Here jou wil hê? Baie keer ontvang ons nie, want die gebed wat ons hier bid, Here gee ons daaglikse brood word verander en Here gee my meer as genoeg om van te leef. Jakobus sê, wel julle ontvang nie, want julle bid verkeerd. En as julle bid, is dit vir ons eie selfsugtige begeertes. En as ons eerlik is, dis baie keer wat ons doen. En dan las ons God aan, Here, maar as U dit doen, dan sal ek dit doen. Nee, God se voorsiening is in sy wil vir die mense. Daar's 'n volgende een, Marshall. Dis die woordjie brood, ek kom daarby, dis vir die mense wat die knie buig voor sy plan vir jou lewe. Dis letterlik wat die woordjie in Grieks brood, altos, beteken. It's his provision for yielded believers. Wat onder sy heerskappy lewe, die knie gebuig het vir dit, sodat hulle sy wil kan uitvoer. En dit sit vir my, Here, gee vir ons vandag ons daaglikse brood in 'n nuwe dimensie. Seen by seen, sê daai skrif verder. Die Here sien vooruit wat se scenes in ons lewens is. Die vooruitsiener sien dit en hy voorsien vir ons daar. Nommer 2, hierdie gebed is nie net 'n versoek nie, maar is 'n daaglikse verklaring. Dis 'n daaglikse verklaring wat mense wat te min het nodig het, wat mense wat oorvloed het dit net so nodig. Hierdie daaglikse verklaring. Dit is op die agtergrond wat Jesus vir hulle sê, in die agtergrond van hierdie gebed, is die storie van die uittog uit Egipte. En ek dink as Eksodus 16, as ek dit nie mis het nie, Eksodus 16 vers 4, hier's wat dit sê. Toe die Here vir Moses gesê, let nou mooi op, ek sal elke keer vir julle kos uit die hemel laat reën. Hoeveel keer? Waar staan ons vertroue in God? Dan moet die volk elke dag, dit klink vir my teenstrydig. Here, U sal, maar ek moet elke dag. Die feit dat God die voorsiener is, die feit dat jy kan verklaar my kos, my brood kom van hom af, is geen verskoning vir passiwiteit in die voorsiening gaan soek nie. Hoor jy dit? God se soewereinheid, mense verantwoordelikheid kan by mekaar uitkom. En die dag se voorraad optel, dis waarvan die gee ons vandag ons daaglikse brood. So sal ek toets of hulle my opdrag wil nakom of nie. So sal ek hulle toets. Op 'n snaakse manier word my vertroue, die mate, die measure waarmee ek God vertrou vir my daaglikse brood, word vir my 'n bietjie 'n spieelbeeld van hoeveel ek hom vertrou met ewigheidsake. Want as ek hom nie kan vertrou vir die brood van hierdie dag nie, hoe kan ek hom vertrou met my ewigheid? Op 'n snaakse manier sê God vir hierdie volk, hoorie, ek wil kyk en ek gaan brood gebruik of julle my woord kan volg, of julle kan vertrou dat ek govern alles. Is dit nie vir jou snaaks dat die oorspronklike sonde in die tuin ook te doen het met kos nie?
Julle mag van alles eet, maar daar. En dan kom daar 'n skeeftrek, 'n twyfel, 'n vertroue probleem in die goedheid van God en ons eet. Die mate waartoe jy God vertrou vir jou daaglikse voorsiening, reflekteer direk vir my en jou, tot watter mate ons groter vertroue op God is. En as ek aan dit dink, dan sê ek, Here, groei my. Help my. Ek glo, help my in my ongeloof. Elke dag is 'n nuwe geleentheid om te groei in ons vertroue van God. En sê, Here, sal U vandag vir my voorsien. Dis nie net 'n verklaring nie, dit het vormingswaarde. Dit bring 'n stabiliteit in ons lewens. Dit behoort ons angs af te vat. Dit behoort hoogmoed weg te vat van, I am not a self-made man. Als wat ek het, die dividende van die besigheid, die winsverdeling, die salaris, wat dit ook al is, dit kom van hom af. En as ek in dit vertrou, dit kan in 'n oomblik weggevat word en het COVID dit nie geleer nie. Hy is die voorsiener. Die ryk mense, die arme mense, alle mense het dit nodig. Die mens wat behoeftig is, het dalk weer nodig om te hoor, hy is die voorsiener, sodat jy nuwe hoop kan kry, om nie byvoorbeeld te steel nie, maar te smeek. Die een wat oorvloed het, wat amper die meeste van ons is, ons het dit so nodig, want ons kan wegdryf van hierdie God. En so, dis 'n versoek, dis 'n verklaring, nommer 3, binne in hierdie gebed is ook 'n waarskuwing. 'n daaglikse waarskuwing wat ons nodig het. Want, ryk en arm, maar veral ryk, het 'n manier, dat wanneer ons dit bid, Here, gee my voorsiening vir hierdie dag, en daar kom meer as wat genoeg is, dat in plaas van die voorsiener waarna ons kyk, raak ons preoccupied, ons harte skuif na die voorsiening toe. En die voorsiening is die ding wat ons aandag geniet die meeste, in plaas van die voorsiener. En daar's min dinge so gevaarlik soos dit. Daar's een gebed, net een gebed, in die hele Spreuke, die boek van wysheid. Het jy dit geweet? Daar's net een gebed in dit. Spreuke 30 vers 8 en 9. En ek gaan hom net so vir jou probeer sê. En is die digter wat sê, maar God moet my nie ryk maak of arm maak nie. Want as ek ryk is, weet ek my menshart kan U disown. U ontken. Here, en ek weet as ek arm is, kan ek U dalk dishonor, dishonor, deur te steel of goed te doen wat ek nie moet doen nie. So Here, gee my vandag my daaglikse brood. Net een gebed, man, dis 'n wyse gebed. Daar is nie iets in die Bybel wat teen rykdom en oorvloed is nie. Maar man, daar is sekerlik waarskuwings daaroor. In Lukas lees ons van hierdie ryk man wat na Jesus toe kom, of hulle beklei, daar's 'n striweling tussen hom en sy broer, en dan vertel Jesus 'n gelykenis, en is in die rigting van hierdie land, het 'n goeie opbrengs gehad. En hierdie ou sit met 'n probleem, sy store is te klein vir hierdie opbrengs, dis God wat die opbrengs gee, en wat sal hy maak? En hy het by homself gedink, hy sal sy store afbreek, groter store bou, en dis wat hy dan sê, dan sal ek vir myself sê, mens, jy het baie goed opgegaar, wel mens, jy het nie. God het dit gedoen. Jy is 'n rentmeester. Baie goed opgegaar vir baie jare. Ontspan. Disown. Ek het hom nie nodig nie. En daar's min dinge so gevaarlik soos dit, van daai ingesteldheid het potensieel ewige gevolge. Jesus in die vergelykenis se antwoord op dit, jou
dwaas. Are you crazy? Vandag nog sal ek jou lewe van jou opeis. Wat help dit as ons die wêreld verower, maar ons verloor ons siel? Dis 'n versoek. Dis 'n wat is die tweede een in Antley? Help my want ek het vergeet. Nee, dis die derde een. Dis 'n versoek, 'n verklaring, 'n waarskuwing. Dit was vir my snaaks in hierdie hele stuk, nie snaaks nie, interessant, dat ons bekommernis oor rykdom en die misleiding van rykdom, sê Jesus in die gelykenis van die saaier, versmoor, verstik die woord. Die einste brood wat ons nodig het om sy wil uit te voer, waar binne in die voorsiening is, word verstik deur ons strewe na rykdom en die deceivement van riches. En hoe de mekaar is dit? How quicksandy is daai situasie? Dit wat jy nodig het, word verstik deur dit wat jy dink jy het nodig. Here, gee ons vandag ons daaglikse brood. Die mense het dit nodig. Die laaste een is, dis nie net 'n versoek nie, dis nie net 'n verklaring nie, dis nie net 'n waarskuwing nie, maar dit is 'n herinnering dat Jesus alles wat ons nodig het vir ewigheid reeds beskikbaar gestel het. Johannes, die boek van Johannes, wat 'n ding het oor sewes, 7 wonderwerke, 7 I am statements, jy sal dit sien. 7 van daai ek is uitings van Jesus is metafories. 3 van hulle is letterlik. 7 is metafories. Weet jy wat is die een wat eerste is en weet jy wat is die een wat die meeste herhaal word? Hier sê. Jy kan aangaan, Marshall. Ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger word nie en wie in my glo sal nooit weer dors word nie. Daar's nog een. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy vir ewig leef. Hierdie gebed, met alles wat ons sê, is ook 'n herinnering dat Jesus self vervul al ons siel se behoeftes vir sekuriteit, vir vergifnis, vir intimiteit, vir aanvaarding, vir vrede. Ons vind dit net in Jesus. Dis 'n herinnering wat ons elke dag nodig het en wat ons moet vorm sodat ons nie in die leuns van die rykdom sal inval nie. En as jy van hom eet, dan is jy iemand wat kan sê, hy is my porsie. It is well with my soul. Al sit hy in 'n skip en sy vrou en kinders is dood. It is well with my soul. En is dit nie wat die mens eintlik nodig het nie? Almal waarmee ons gepraat het gister, baie nie almal nie. Soek die fisiese brood. Een persoon sê, man, ek is in die wêreld, ek is verlore. Hy soek wat hy net kan vind by Jesus in die wêreld. Ons praat gister daar oom Koos, as ons in die rivier stap en jy sien alles wat aangaan daar, dit is 'n noodkreet. Die drankbottels wat stikkend lê is 'n noodkreet. Ek het nie vervulling nie, ek weet nie waar om dit te kry nie, hierdie verdoof dit. So dis 'n versoek, dis 'n verklaring, dis 'n waarskuwing en dis 'n herinnering. Het jy geëet
van die brood van die lewe? Is jou siel vervul? Het jy 'n verhouding met die Here? Is hy jou koning? Indien nie, hy trek jou. Die res van die goed gaan jou leeghou. Het gaan jou altyd leeghou. So ek wil vir ons net bid in daai rigting en dan nog in een rigting. Kom ons sluit af. Here, dankie dat 6 of 7 woorde uit u mond ons kan vul. Meer as wat ons nodig het. Here, dankie dat ons hierdie van u kan versoek. Genoeg vir elke dag. Here, dankie dat selfs hierdie gebed wat daagliks noodsaaklik is, 'n vormingspotensiaal het in ons, wat ons weghou van afgoderry af. Here, dankie vir die waarskuwing in hierdie gebed. Here, dat u is die voorsiener en hier is ons nommer 1, nie die voorsiening nie. Ons het dit meer nodig, die waarheid dat u die voorsiener is, as selfs die voorsiening wat u gee. Here, en dankie dat dit 'n herinnering is, dat u die brood van die lewe, u is die brood, u is die manna wat uit die hemel gekom het op aarde. Dis net u wat ons kan voed. En as jy dalk hier is en jy weet, man, ek kort 'n verhouding, ek het nie dit nie. Ek voel leeg. Ek voel ver van God, ek voel sonder God. Is dit dalk die Here wat afbuig na jou toe en ewige lewe wil skenk? Soos ons oë toe is, as jy hier is en jy weet, man, Here, ek kort die Here, sal u my red? Wil jy nie net vir my kyk? Ek wil saam met jou bid. Maak net seker ek sien jou. Ek wil saam met jou bid. Maak net seker ek sien jou oë. Dankie. So Here, dankie. Jy wat daar sit, in jou opregte hart, in jou oopheid, in jou opregtheid, sê net, Here, ek is leeg. Ek het agterals aangehardloop en dit vervul my nie. Maar vandag draai ek na u. Here, sal u asseblief die koning van my lewe wees. Here, vergewe my sonde. En ek kies vanoggend op grond van u wat uitreik te reageer en u hand te vat. Sal u my koning en meester wees. En dan wil ek afsluit deur te sê, indien jy, soos ek agtergekom het, en ek maak baie meer staat op myself as op die Vader vir voorsiening. En ek het besef hoe gevaarlik dit is. As jy dalk daar sit, wil ek saam bid. En ek dink dis die meeste van ons. So voor ek bid, wil jy nie net teenoor God dit sê, net daar waar jy sit. Dis 'n oomblik, jy en hy, Here, that's me. Ek het daai roete gestap. Here, dankie dat ons nou terug kan kom na u toe soos daai verlore seun, na die plek van voorsiening, maar meer as dit, na die plek van besef dat u is die voorsiener. Vergewe ons vir ons hoogmoed, ons selfstandigheid op 'n slegte manier. Here, ons verklaar vanoggend ons afhanklikheid aan u. Sal u asseblief ons leer en groei in vertroue vir daaglikse voorsiening, en deur dit, Here, weet ons, as dit u is wat daagliks voorsien, Here, dankie, want nou kan ons vrygewig wees. Nou kan wat ons het uitdeel. Maak ons meer afhanklik van u. Gee ons daaglikse brood. Amen. Ek stuur jou uit met die wete dat dis 'n gebed wat ons daagliks kan bid. Maar soos ek gister voor mense staan, is die een vraag wat in my kop opkom, het hierdie persoon van die brood van die hemel geëet? Ek wonder, kom ek vind uit, kom ek vra,
Kom ek wys vir hom waar ek dit gekry. Kom ons praat daaroor. Ek stuur jou uit met daai opdrag. Moenie verby iemand stap sonder om vir te vra, het jy van die brood van die lewe? En jy gaan dalk nie vir hom so vra nie, want hy gaan nie verstaan nie, maar ek dink jy weet wat ek sê. Om my te vind of hy 'n verhouding met die Here het. Ek stuur jou uit met daai opdrag. Gaan soek honger mense daar buite en wys vir hulle waar jy brood gekry. Amen.